Goeiemôre broers en susters, baie welkom ook by vanoggend so tyd saam met die Here. Ons bid ook dat julle vir elkeen van julle en die van julle wat later ook aanlyn gaan inskakel, dit ook tot groot seën sal wees. Dominee Marius is vandag in Esperance, waar hy ook die diens lei. Dominee Gawie vanoggend dan by ons en dan volgende week is Dominee Gawie in Narrogin. Dominee Pieter is nog met verlof. Hy het in hierdie week aanlyn ingeskakel by die kerkraadsvergadering en hy lyk baie goed, hy lyk ontspanne, maar hy sê hy kan ook nie wag om terug te kom nie. Hy is nog so met verlof tot die einde van die maand. As daar enigeen van julle wat 'n leraar benodig, kan julle dan met Dominee Marius of Dominee Gawie skakel. In die week het ons een verjaarsdag, die 20ste, Demilie Swanepoel. Ons wens ook vir haar baie geluk ook met haar verjaarsdag. Dan kom die belangrike datums wat ons graag wil julle moet onthou, die 3de Mei, Dominee Marius se bevestiging. Almal is van julle is uitgenooi, nooi ek julle vriende en familie uit wat ook belang daai het en dat met ons wil deel. En dan elkeen van julle op die platteland, die van julle wat inskakel, julle is elkeen uitgenooi. As dit vir jou enigstens moontlik is wanneer julle stad toe moet beplan, dat julle miskien dan vir daardie naweek ook sal beplan. Dit sal lekker wees om elkeen van julle ook hier by ons te kan hê. Die 14de Mei is ons Hemelvaartdiens, soos ouer gewoonte sal dit ook 'n aanlyn diens wees. En dan die 17de Mei het ons 'n gemeentevergadering en ook die uitstuur vir Bali. Nou die gemeentevergadering vloei uit ons kerkraadsvergadering wat ons ook in die week gehad het. Daar is 'n klompie besluite wat geneem is, wat ons dan seker ook oor die volgende klompie weke ook vir julle bekend gaan maak. Twee van die besluite, wat ons miskien nou al vir julle wil noem is, dat ons graag wil begin kyk om uit te reik na Suid-Afrikaners wat nou hier op Noord bly. Nou gaan ek bly sukkel met die woord, maar ek spreek dit as Wanaleu, maar dis daar op na Mora se kant toe. Pieter is vanoggend gelukkig hier by ons in die kerk vandag. As daar van julle is wat aanlyn inskakel, kan julle asseblief ook graag met Dominee Gawie kontak maak. Ons wil graag met elkeen met die gemeenskap daar skakel. Dominee Gawie se besonderhede kom ook op ons nuusbrief voor. Dan die ander besluit is dat ons ook die kerkraad uitbrei en die samestelling van die kerkraad aangepas het. Dit laat ons met 3 vakatures op die kerkraad. Ons vra dan nominasies in die volgende klompie weke vir kerkraadslede, ook om dan op die kerkraad te dien. Julle kan die nominasies vir my deurgee of vir Dominee Pieter, vir Dominee Marius of stuur na inligting@park toe. Maar as julle iemand nomineer, gesels voor die tyd met hom, maak seker dat hy bereid is om te dien. En as jy meer inligting wil hê oor wat dit gaan behels, is julle welkom om dan met my ook te skakel daaroor. Dan buite op die tafel is 'n nuwe challenge koerantjie. Die van julle wat hom ook gereeld lees, daar's baie goeie berigte dan ook om uit te reik na die gemeenskap. Daar's veral baie berigte daarin oor mense tot geloof gekom het en hulle geloof versterk het. Julle kan dit ook dan so gebruik. Dan ons voorbring, ons bly dink aan Unique Kleinhans, sy's 15 jaar oud, sy wag nog steeds op 'n longoorplanting, en dan Tannie Isabel en Tannie Lis en Erika Smit en Chris en Marie Jacobs, wat sukkel met hul gesondheid, ons bid ook daarvoor. En dan bid ook vir die gemeentevergadering wat gaan kom en dan ook ons kerkraad en die werksaamhede vir die nuwe kwartaal wat ook 'n aanvang sal neem, dat die Here dit ook sal seën. Baie dankie Dominee Gawie. Ekskuus my manuskrip met my boodskap het hier voorgelê en nou is dit net weg. Iemand het weggeneem? Goed, dankie Jan, terwyl jy dit gaan al. Baie welkom van my kant af ook. Ek gaan juist nou vanoggend gou net voor ons begin iets te sê oor ons Bali uitreik. Dis een van die dae oor 'n maand en weet ons nou al ons het al 10 sulke uitreike gehad na Bali toe, so ons is baie betrokke daar. En dankie. Ek is nou nie soos Dominee Pieter en Dominee Marius wat alles uit sy kop uit kan preek nie, ek gebruik maar my manuskrip hoor.
dat ons nou alles regmaak weer vir die Bali uitreik en ons vra julle voorbinding asseblief, ons vra gereeld daarvoor. Maar daar's veral die afgelope week het hulle synode sitting gehad van hulle hele kerk, die hele Indonesiese kerk van die GKKI kerk. Dit is die Holy Christian Church of Indonesia. Dis waarvoor GKKI staan. En daar is woelinge by besluite in die synode en wat ongelukkig in baie kerke baie keer gebeur en dit bring spanning in gemeentes. In die 10 gemeentes in Bali met wie ons saamwerk is daar nou ook bietjie spanning. Ons kom altyd by almal van hulle uit en ons hoop dat dinge sal daar regtig versoening kom en bid saam met ons daarvoor asseblief en dat die Here ons ook sal kan gebruik daar tussen al daardie gemeentes as ons gaan. Dan het 'n ander ding oor Bali. Ons het so onlangs 'n videoetjie gespeel 'n paar weke terug van wat ons alles gaan doen en voorbereiding gevra en ook genoem van artikels wat ons nodig het. En ek wil regtig sê baie dankie dat fondse ingekom. Ons dank die Here. Ons het al die ander goedjies baie goed gekry wat ons nodig het vir die kinderbediening, maar die dag na die video gespeel is dit ongelukkig uitgeval dat ons 40 pakkies vetkruid ook nodig het, want ons het groot groepe kinders, 40 pakkies vetkruid en 17 makers, permanent makers, ekskuus wel nou? 30 pakkies, ekskuus, jammer. 30 pakkies vetkruid en ons het destyds genoem 20 permanent makers, maar waarvan 3 ingekom het. So ons soek nog so 17 makers, permanent swart makers en vetkruid wat ons die kinders, baie keer het ons groepe van 100 kinders wat ons werk, kinderbediening en dat hulle alles, elkeen hulle kruid het. So dis maar net wat ek dan noem wat ons nog nodig het. Bid vir ons asseblief dat die Here regtig die uitreik sal seën. Ons is nou 11 mense wat gaan al hier vanaf Wes-Australië, ook van ons bedieningspunte op die platteland en van ander mense hier in Perth en dat die Here al ons voorbereidings sal seën asseblief. Kom ons raak stil. Daar waar jy sit, vra dat die Here ook vanmôre met jou sal praat. Maak maar net vir jouself beskikbaar dat jy die Here se stem sal hoor. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is u oordeele, hoe onnaspeurlik u weë, Here. Maar ons weet, u is by ons. Dankie daarvoor. Dankie dat u ons bymekaar geroep het vandag en daarom is ons in u naam bymekaar en ons vra u seën ook op hierdie erediens. Amen. Groet julle in naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons dien die Here met ons sang. Ons sing lofliedere tot eer van God. Hierdie is so 'n aanbiddingslied, die eerste ene en kom ons staan as ons dit sing. Geef my die
Dankie, sit nou. Kom ons bid net saam voordat ons uit die woord van die Here verder lees. Hemelse Vader, dankie dat U ons roep, dat U 'n God van liefde is, dat U 'n ontmoeting met ons het ook gereeld. En dan saam as 'n geloofsgemeenskap, Here, hier in hierdie kerkgebou, maar ook oor die grense heen waar mense inskakel. En dankie dat ons kan weet, U het 'n boodskap vir ons altyd. U het die woord vir ons gegee, en U gee soveel beloftes, dit is 'n woord wat sny deur murg en been, dit is 'n woord wat 'n tweesnydende swaard is. En U het dit vir ons gegee in alle tale, en dankie dat ons dit kan hê, ook in ons eie moedertaal, en dat ons vanmôre daaruit kan lees. En my gebed is, Here, dat U self dan hierdie woord sal duidelik maak, dat waar ons dit so dikwels lees, maar dalk nie ingang vind nie, dat U maar net hierdie Gees self met elkeen van ons sal besig wees, nie net vanmôre nie, maar elke dag as ons met U woord besig is. Kom self en spreek met ons vanmôre ook. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die skrifgedeelte wat ons gaan saam lees, Romeine 8 vanaf vers 28. Nou, ons tema vanmôre is God in beheer as daar slegte dinge met my gebeur? Ons kan baie daaroor praat en ons sal nie boodskap spesifiek daarna kyk, maar kyk of jy ietsie hier kan kry van God se almag en hoe hy besig is met ons, ten spyte van ook slegte dinge wat in ons lewens gebeur. Nou, die skerm waar ek moet kyk is nou nie in werking vanmôre en lekker nie, so ek moet my omdraai en saam met julle lees vanmôre. Skriflesing, Romeine 8, en op vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lank tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. En die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep. En die wat hy geroep het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Wat is ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, en hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Nou wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dis oor U, dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. En hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Sover dan die skrifgedeelte. Nou, die groot ding is, die vraag wat baie mense vra, is God in beheer? As al hierdie goed gebeur in die wêreld, is God regtig in beheer? Troos ons nie mekaar ook maar baie keer as daar slegte dinge met ons gebeur en ons gaan deur moeilike tyd en ons beleef verliese,
om te sê, maar onthou, God is in beheer, God is lief vir jou, God sorg vir jou, toe maar. Nou, navorsing het gewys dat die grootste vraag by die mense is nie altyd of God bestaan nie. Maar die vraag is, as ons sien al die ellende in die wêreld, siekte, armoede, soveel mense wat deur pyn en verdrukking of wat ook al gaan, is dit God se wil? As God 'n God van liefde is dit so dat hy dan hierdie goed ook toelaat in ons lewens? Met ander woorde, hoe kan God almagtig en goed en liefdevol wees as die wêreld lyk soos dit lyk? Dis die vraag. En dan sê baie mense in Engels, if he could, he would. As hy dan nou magtig is, as hy dit kon doen, dan moes hy mos ingryp in hierdie goedes. En ook, if he is good, he would. As hy dan goed is, dan wil hy ingryp en hy wil vir ons uitkomste gee as ons worstel en swaar kry met al hierdie dinge. Nou kom ons gaan kyk vanmôre. In die teologie is daar 4 hoofstrominge wat sê hoe werk dit dan nou met God se wil en ook ten spyte van met ook hoe as dit sleg gaan met 'n mens. God se beheer oor mense en oor die wêreld heen. 4 hoofstrominge wat dit vir ons sê, en al hierdie mense gebruik die Bybel as maatstaaf, maar mense kan dit op verskillende maniere dan verstaan op die ou einde. En ek gaan nou eers 3 hanteer wat deur die eeue ontstaan het, en dan gaan ons kyk na Romeine 8 wat ons gelees het, wat dit regtig vir ons sê. Nou die eerste ene is hierdie. Dankie, skermwerk. Daar's 4 maniere oor hoe daar oor God se beheer oor mense in die wêreld gedink word. Dis nou wat ek gesê het. Nou, eerste een sê God beskik oor alles. En nou ons ou aartsvader Calvin, waarvan die Calvinisme ontstaan het, was nou 'n sterk voorstander hiervan. Hy sê God het alles vooraf beplan en haarfyn uitgewerk en alles werk dan presies so uit. Nou, dit beteken dat Calvin gaan so ver om te sê, as 'n voeltjie daar vlieg in die lug, dan het God elke beweging en elke draai van hom ook alreeds bepaal en uitgewerk. Kom daarop neer, as jy eksamen gaan skryf en of jy geleer het of nie geleer het nie, dis bepaal wat jy gaan doen in jou eksamen. God bepaal of jy mooi of lelik gaan wees as jy gebore is. En as jy dit deurtrek, dan moet jy self sê, God bepaal of iemand verkragt gaan word, of iemand vermoor gaan word. Alles, God bepaal hierdie goed. En dis ook dan waarop veral Calvin sy hele siening van die uitverkiesing, die ekstreme model, dat God het vooraf besluit wie's uitverkies en wie's nie uitverkies nie, wie gaan verlore en wie word gered. Dit is dan nou hierdie manier van sien. God is so in beheer van elke dingetjie wat gebeur in ons lewens. En 'n teksvers waarop mense dit sou kon grond, is miskien Jesaja 45 vers 5 tot 7, wat sê, ek is die Here, daar is geen ander nie, en buiten my is daar geen God nie, ek maak die lig en ek skep die donker, ek gee voorspoed en ek skep rampspoed. Ek is die Here, ek doen al hierdie dinge. Nou dit gaan nie in detail in al die dingetjies wat ek sê, wat Calvin sou sê nie, maar dit is iets wat sê, God is in beheer, hy laat toe al hierdie goeders, hy skep dit. Nou, as ons sê hierdie is die enigste, dan het ons probleme daarmee. Want, kom ons kyk nou 'n paar probleme met hierdie siening. Die eerste ene is, neem 'n voorbeeld van 'n dronk bestuurder. As 'n ou met 'n motorkar ry en hy's dronk en hy ry 'n 5-jarige kind dood. Dan beteken dit was bepaal deur God hoeveel
drank hy sou drink, presies watter oomblik hy die motor sou aanskakel, wanneer hy sou ry, wanneer daai kind oor die pad sou loop en dat daai kind dan doodgery word. As God alles so bepaal. Tweede een, dit sluit die mens se vryheid, hy keuse te maak uit. Jy het nie 'n keuse nie. Met ander woorde, of ek kan besluit of ek wil leer of nie leer nie, as ek die toets gaan skryf, ek sal in elk geval die punt kry wat God bepaal het, ek moet kry. Dis nou die ekstreme. Dit sou kon sê, ek help nie, ek beklei teen 'n siekte soos kanker nie, want God het bepaal, ek gaan die kanker kry en ek gaan sterf. Dis klaar besluit. En dan net 'n laaste een, dan word ons almal robotte, en ons word totaal beheer deur God. So dit is dan die eerste siening, God is in beheer, hy bepaal alles wat met ons gebeur. Die tweede, God laat toe, en nou die persoon wat nou veral hierdie hele gedagte beskryf het en sê, dit soos hy dit sien, is Arminius. Ons lees van hom in die geskiedenis van die kerk, baie Arminius, en hy sê, God beskik of bepaal die goeie dinge, maar die slegte dinge laat hy net toe. Met ander woorde, dit gaan oor die toelatende wil van God. Hy stem saam met Calvin. God laat dinge gebeur, God bepaal dinge, maar die slegte dinge, hy sê God laat al die goeie dinge met ons gebeur, maar die slegte dinge laat God net toe, en dan soms met 'n doel, hoekom hy dit toelaat. Nou, mense sou dit kom grond op, julle ken tog die verhaal van Job 1 en Job 2, wat God en die duiwel voer hierdie gesprek met mekaar oor God se dienaar Job, en God laat die duiwel dinge toe. Die Here vra vir die duiwel, het jy my diensknegt Job gesien? Hy sê, ja, ek sien hom. Hy dien u, maar hy dien u net omdat hy goed is vir hom. Toe sê die Here vir die duiwel, nou, bring dan slegte dinge in sy lewe, jy mag hom net nie doodmaak nie, en kyk of hy my nog dan dien, en dan weet julle die hele verhaal van Job, alles wat met hom gebeur het, die een ramp op die ander, maar op die ou einde is dit Job wat steeds glo, maar die feit wat hier uitkom, God laat toe, dat die duiwel dus soms dinge met ons laat gebeur. Nou, vir Arminius het God die mens as 'n vrye wese geskep, dis in reaksie op Calvin. Calvin sê ons word totaal beheer, maar hy sê, maar God bepaal wel dinge in ons lewe, maar ons het 'n keuse, né? Ons is 'n vrye mens, ons kan kies. Hy sê, God kan ons nie dwing om hom lief te hê nie. Ons het 'n keuse, of ons vir God wil lief hê, en of ons hom wil volg. Hy sê, ons kan kies om hom te gehoorsaam. Wil jy hom gehoorsaam, of wil jy nie? Hy sê, hy laat ons toe om verkeerde keuses te maak, al is dit teen sy wil. So dit gaan oor die toelatende wil van God. Hy laat toe, ook dat ons verkeerde keuses kan maak. Nee, dit is die moontlikheid wat hy dan vir ons gee. Nou, ons het 'n probleem ook. Hier is baie waarheid in hierdie gedeelte. Dit is so, ons het 'n vrye wil, ons kan kies. Maar die gevaar is dan, as ek kies, dan moet ek nou net nie sê, en dinge loop verkeerd, en sê, maar dis God wat dit so bepaal het nie. Ek moet verantwoordelikheid vir my keuses aanvaar. Maar kom ons kyk net, wat is die probleem met hierdie siening van Arminius, is as God keuses het om sonde toe te laat, het hy ook 'n keuse om sonde te keer. Met ander woorde, dan is dit, ons God is almagtig en hy kan dit keer, maar hy het die keuse om dit wel toe te laat in ons lewens, maar hy het ook 'n keuse om dit te keer. En hoekom keer God dit dan nie? Dan word die vraag gevra deur die mense. En as God natuurrampe toelaat, dan kon hy dit verhinder het ook. En as God ons nou lief het, hoekom verhinder hy dit nie? Hoekom gebeur dit? As hy 'n dronk bestuurder toelaat om die kind dood te ry,
dan kon hy dit gekeer het ook. Dan is God mos nog nie heeltemal in beheer nie. Hoekom laat hy hierdie goed toe dan, as dit alles nog steeds kan gebeur? Nou sien, Arminius se groot siening was, hy wou vir God beskerm, in die sin, wat die aanklag dat mense kan sê, maar God is verantwoordelik vir sonde en vir ellende. En daardeur is dit dat hy hierdie ding ontwikkel het. Met ander woorde, hy sê, as God dit sou toelaat, dan wil hy mos eintlik dit so hê. Dit is wat die mense sê. As God hierdie goed toelaat, dan wil hy dit mos eintlik so hê. Maar Arminius wil beskerm dat ons nie vir God al die skuld gee nie. En daarom sê God het 'n toelatende wil. Nou daar is baie waarheid in die hele feit van 'n toelatende wil. God laat dinge toe. Dit is so. Maar ons het steeds 'n keuse of ons daai goed wil doen of nie doen nie. Die Bybel sê God stuur beproewinge oor ons. Daar kom beproewinge, dit kom van God af en God het 'n doel daarmee. Ons het gelees nou die eerste gedeelte in Romeine, alles ten goeie met ons meewerk. God laat dinge gebeur in ons lewe, hy het 'n doel daarmee. Maar ook sê die Bybel vir ons baie duidelik, God sal nie laat ons bo ons kragte versoek word nie. Met ander woorde, as daar versoekings kom, dan is dit nie God wat 'n versoeking gestuur het nie. Ek en jy het 'n keuse of ons gaan toegee of ons in daai versoeking. En as ons toegegee, dan moet ons nie vir God die skuld gee nie. Nou die derde teorie gaan oor, ons is hier in 'n stryd en 'n oorwinning wat ons moet kry. En hierdie stryd is teen die bose. En dit is 'n ou kerkvader, Ireneus, wat baie jare gelede hierdie gedagte baie sterk ontwikkel het. Hy sê, God se beheer oor die wêreld en ons lewens speel af binne die veld van stryd en oorwinning. Ek en jy het stryd en oorwinning op hierdie aarde. En hy sê, daarom het Jesus gekom. Hy het gekom en hy het sy bediening, het hy begin duiwels uitdryf, hy het genesings gedoen, sodat hy hierdie stryd wat die bose in die wêreld ingebring het, en ons weet is alles die gevolge van die sondeval, nadat Adam en Eva gesondig het in die tuin van Eden, die Here gesê, nou sal die dood intree, sal nie vir ewig lewe nie, jy sal nie sweet van die aangesig, sal jy jou brood gaan verdien, al die dinge, die dorings en die distels en al hierdie goed sal kom, maar Jesus kom nou en hy begin herstel, dis 'n stryd teen die bose, dis wat die slegte in ons bring, al hierdie slegte goed, dis die bose, maar ek en jy is 'n stryd, en Jesus stel vir ons die voorbeeld, deurdat hy die bose elimineer, duiwels uitdryf, genesings bring vir mense, hy bring herstel in dit, en daarom sê hy, Efesiërs 6 vers 12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig, trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om daardie volle wapenrusting aan te trek, wat die Here vir ons gee. En dan noem hy dit, wat is die volle wapenrusting? Die geloof en die woord van die Here, en die skoene om bereidheid, die helm van verlossing, al die dinge wat ons moet aantrek. Met ander woorde, dit is 'n stryd, dis die bose aan die een kant, en dis God aan die ander kant. En dis die bose wat al hierdie slegte wat ons wil bring. Nou, volgens Ireneus is daar dus 3 rolspelers, dis God, dis die duiwel, en dis ek en jy, die mens. En ons as mense het dan nou keuses. En ons moet hierdie keuses gebruik om die duiwel se werk teen te werk. Ons moet dit tot God se eer moet ons dit gebruik. Dit is 'n stryd. En as ek en jy dan 'n verkeerde keuse maak, dan kan ons nie God blameer of die duiwel blameer nie. Om nou maar voorbeelde te noem, as jy 'n besigheid gaan koop, en jy het nie goeie navorsing gedoen voor die tyd, marknavorsing nie, gaan hierdie produk verkoop. En jy koop die besigheid, en op die ouend duik jou hele besigheid in die hek, en word jy bankrot verklaar, kan jy nou vir God dan die skuld gee? Sê die Here het dit toegelaat, of die Here het dit so beskik. Ons het die keuses wat ons maak, of as jy 'n persoon 'n buiteegtelike verhouding begin, en hierdie ding kom op die lappe,
dan is daar 2 gesinne se lewens wat verwoes word. En dan moet ons nou sê, is dit God se skuld of is dit die duiwel se skuld? Dis my skuld as ek dit gedoen het. Ek het 'n keuse gehad. Julle weet almal wat dit in Suid-Afrika gebeur destyds met Hansie Cronje, die kaptein van die cricketspan, Suid-Afrikaanse span, en toe daar uitkom dat daar wedstrydkonkeling was, het hy gesê, maar die duiwel het my verlei. Nou, dit is maklik om te sê, die duiwel het my verlei. Dit is dalk die duiwel wat hom verlei het, maar hy het die keuse gemaak. Ek en jy maak keuses. En daarom, as ons verkeerde keuses maak, dan moet ons nie vir God die skuld gee, of wie ook al nie. Dis ek en jy wat dit gedoen het. En as ons swaar kry as gevolg daarvan, dan het ons 'n keuse. Ons moet die gevolge van ons keuses moet ons ook dra. Maar dit is my net te wonderlik dat in daai gevolge van die van die keuse wat jy gemaak het en die gevolge wat jy dra, kan ek nou vir jou vanmôre sê, God is ook daar met jou. En dat hy ook vir jou daarin wil bystaan en wil help. Dus as ons kyk na Ireneus, dan sê hy, God is vir die goeie, die duiwel is vir dit wat sleg en negatief is. En dan ek en jy speel 'n rol om die duiwel se werk teen te staan. Onthou, die duiwel is oorwin aan die kruis, absoluut, maar hy loop nog rond soos 'n brullende leeu, soek wie hy kan verslind, dis wat die Bybel sê. En ek sê altyd, die duiwel is soos 'n hond wat met 'n ketting vasgemaak is. Hy het 'n beperkte beweegruimte waar hy kan beweeg, en as jy inbeweeg in daardie ruimte in, dan gaan hy jou bykom. As jy jou met die duiwel se goed, om dit okkulte en al hierdie tipe van goed begin besig hou, dan gaan die duiwel tog hou vas op jou begin kry en mag hê. Maar God het hom oorwin. So, die probleem met Ireneus se ding wat mens kan uitwys, dit lyk asof God beheer het oor die goeie en die duiwel oor die slegte. So, hy plaas dit in 2 boksies. Die duiwel doen al die slegte en God doen al die goeie in ons. Maar die feit is, God kan ook die slegte in jou lewe ten goeie laat meewerk. Hy het dus ook mag oor die slegte. Dit is so. God laat alles met ons gebeur, sê Romeine 8 vir ons. En ons gaan nou kyk daarna. Ten goeie. God laat dit toe. Ten goeie. En het dit nie al met jou gebeur as jy deur 'n krisis gegaan het en jy kry iemand anders wat deur dieselfde krisis gaan, dan kan jy vir daardie persoon bystaan. So daai krisis wat jy gehad het, het vir jou gehelp en geleer. As jy iemand aan die dood afgestaan het, dan kan jy vir iemand anders gaan laat help wat ook iemand aan die dood afstaan. Jy het dit beleef, jy weet hoe dit is. Daai slegte ding het tog ten goeie op die ou end aan 'n mate meegewerk, dat die Here dit ook op so 'n manier kon gebruik. Nou, kom ons by die laaste. Hoe help Romeine 8 vir ons? Hierdie gedeelte wat ons nou gelees het. Nou, die skrywer, die teoloog Adrio Koenig, sê vir ons oor Romeine 8, God sit nie agter alles in my lewe nie, maar hy is wel in alles in my lewe. Maak dit sin? God sit nie agter alles in my lewe nie, maar hy is wel in alles in my lewe. Hy is daar. Met ander woorde, hy is alles, in alles is hy by my betrokke. Hy sal deur my nood, sal hy my dra. Want dis wat Romeine 8 vir ons so baie duidelik sê. So Romeine 8 het nie 'n teorie oor God se almag, hoe om dit te versoen met die stikkindheid in die wêreld nie. Hy kom nie vir ons sê, hoekom dit so is nie, maar hy kom sê vir ons, verseker ons dat God in alles by ons is. God is in alles by ons. En hy sê ook vir ons dat niks ons van die liefde van God kan skei nie. Dit is absolute feit. God is 'n misterie. Niemand van ons kan vir God regtig verklaar nie. As ons vir God kon verklaar, dan was hy nie meer God nie. En as daar slegte dinge in jou lewe gebeur,
dan weet ons baie keer nie hoekom dit gebeur nie. Jy kan gaan filosofeer daaroor, jy kan gaan wonder daaroor en dink, is dit miskien hoekom dit moes gebeur het. Maar ons gaan nie altyd weet nie. Partykeer as jy so, soos ons sê by hindsight, terugkyk, dan kan jy eers die hele prentjie kry en dan kan jy eers sien hoekom dit moes gebeur het. Maar ons gaan nie altyd weet nie. So dis nie gegewe vir ons om dit altyd te weet hoekom dit gebeur nie. Maar een ding is vir ons gegewe en dit is God is met ons. Hy is by jou, hy is vir jou. Hy het jou lief en daaraan kan jy vashou. En ek het begin vanoggend die gebed met hierdie woorde van Paulus in Romeine 11 waar hy hierdie woorde gesê het oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is die oordeele. Hoe onnaspeurlik is die wee. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie bewys hom 'n guns dat hy goeie goed aan ons moet doen? Paulus het ook met die goed geworstel. Paulus was die groot apostel van die Here. Maar dan in die volgende versie sê hy, Romeine 11, die laaste 2 versies, dan sê hy, maar uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, en aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. En dit is net genade dat 'n mens dit kan sê, ten spyte van dat jy God nie altyd verstaan, en dat die dinge in jou lewe gebeur wat jy nie verstaan nie. En kan ek maar 'n persoonlike getuienis deel, toe my eie kind op 15-jarige ouderdom gesterf het ek vir die Here gevra, Here, hoekom? Hoekom gebeur dit? En ek het hierdie gedeelte gelees van Paulus, waar hy sê, hy verstaan dit ook nie, maar dat hy toegekom het en gesê het, maar uit U en deur U en tot U is alle dinge, en aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. En ek, net deur die genade van die Here, kon ook dan vir die Here sê, Here, ten spyte van my seer, ten spyte van die verlies, kan ek nog steeds sê, uit U en deur U en tot U is alle dinge, en ek kan U nog steeds loof ook en sê, aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Maar dis genade dat mens by so 'n punt kan kom. Ek en jy, ons het goed en kwaad in ons, alle mense het goed en kwaad in ons, maar ons kan staat maak op die genade van God, terwyl hy ons lief het, dat hy vir ons omgee, en dat as hierdie goed gebeur, kan ons steeds weet, maar dit beteken nie, hy het nie meer vir my lief nie. So die kernwoorde van Romeine 8 is dit, God is vir ons. En as hy dit sê, God is vir ons, dan vra hy, wie kan dan teen ons wees? En ek wil vanmôre vir jou sê, God is vir jou ook, dit is 'n feit. Vers 26 sê, die Gees staan my in my swakheid by. God het sy Heilige Gees vir ons gegee. As ons dan swak is, en as ons daai moeilike tyd beleef, dan lei die Heilige Gees ons in die waarheid. Hy help ons, hy's die helper, hy's die trooster. God het dit vir ons gegee, en as jy 'n gelowige is, dan woon die Heilige Gees in jou. En hy lei jou. Jy moet net gehoorsaam wees, jy moet hom nie bedroef nie, en toelaat dat hy jou lewe beheer. Vers 34 sê, Jesus pleit vir my waar hy aan die regterhand van die Vader is. So Romeine 8 kom sê vir ons, daar's iemand wat vir jou pleit. Wat ook al met jou gebeur, Jesus is daar, en hy pleit en hy bid vir jou, ook by die Vader. Vers 33 sê, God het my vrygespreek en ons is meer as oorwinnaars. Ons is nie maar bietjie oorwinnaars nie, ons is meer as oorwinnaars, omdat God my vrygespreek het, en hy my ook verlos dan van die sonde, my vrygespreek, hy gee vir my die ewige lewe, en daarom kan ek, ten spyte van hierdie moeilike dinge en slegte dinge wat in my lewe gebeur, kan ek vashou aan die Here. So op die ou einde, die krag van God is sterker as die krag van die bose. Bose is 'n werklikheid, maar die krag van God is baie sterker. As jy hom behoort, beweeg binne, saam met hom. Soos die wynstok aan die lote vas is, Johannes 15 word vir ons gesê, wees vas aan die wynstok, aan Jesus Christus, en dan sal jy vrugte dra vir die Here. Maar moenie wegbeweeg daarvan af nie.
So ek het 'n Vader wat my liefhet, God die Vader wat my liefhet en wat my vryspreek. Hy verklaar my vry. Ek kry die ewige lewe. Ons het 'n seun Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis en hy het opgestaan. Ons het dit beleef die afgelope tyd net weer. En hy pleit vir ons by die Vader. Ons het die Heilige Gees wat binne in ons is, wat vir ons lei deur hierdie moeilike omstandighede. Hy bid vir my. Hy is my advokaat wat vir my intree en my deurdra deur al die moeilike tye. God is met ons. Immanuel, dis wat Jesus wat gekom het, nee, dit is so duidelik. En ek glo dat hierdie God sterk genoeg is om my en jou te dra en vas te hou, ook in daai moeilike tyd waar jy dan ingaan, al gaan dit ook sleg. Met ander woorde, ek kan vashou aan God, want God hou vas aan my. En hy los nie vir ons nie. Wonderlik, Johannes 10 vers 28 sê, hy gee vir ons die ewige lewe en hy sal nooit laat enige een verlore gaan en niemand kan ons uit sy hand uitruk nie. Hy het vir sy disippels gesê, ek is met julle tot aan die einde van die wêreld. Hy is altyd by ons en hy dra ons en hy het ons lief en vertrou op hom. En nou as ek dan kan afsluit so samevatting, kerngedagtes net. God laat soms die slegte toe, maar dan het hy 'n doel daarmee. En ons gaan nie altyd verstaan hoekom dit met ons gebeur het nie. Tweede ding wat ek wil sê is, God en Satan is nie gelyke magte nie. God het Satan oorwin. Dis nie soos wat Ireneus sê, dat Satan en God amper gelyke magte het, en Satan maar net verantwoordelik is vir al die slegte dinge in ons lewe nie. Ek en jy het ook 'n rol, ons met die wapenrusting aantrek teen die bose, maar God is almagtig, en as jy die Here se pad loop, dan beskerm hy jou, en daarom vra ons in die Onse Vader gebed, Here, verlos ons van die bose, lei ons nie in die versoeking nie, laat ons nie in versoeking kom nie. Ek vra die Here, help my in hierdie stryd dan teen die bose. Hy is daar. Maar deur God se krag kry ons oorwinning daaroor. Die derde ding, ons het 'n keuse. Ons is nie robotte wat deur God beheer word nie. Jy het 'n keuse of jy wil gaan sonde doen of jy nie wil sonde doen nie. Jy het 'n keuse om die slegte goed in hierdie wêreld te gaan doen. En as jy dit gekies het en dinge loop verkeerd, moet jy die gevolge dan van jou keuses ook dra in hierdie wêreld. Dis die realiteit. En dan ten slotte, God is met ons. God is vir ons. Niks kan ons skei van sy liefde nie. Dit sê hy daar, nie dood, gevaar, swaard, hoogte, diepte, enige iets kan ons skei van hierdie liefde van God nie. Weet dit vanmôre, dat God het jou lief, en God stap 'n pad met jou, volg hom, hou vas sy hand, gehoorsaam hom, en dien hom met alles. En as die slegte oor jou kom, jy kan die Here vra om dit weg te neem, natuurlik. Ons bid daarvoor. Ons bid daarvoor tot die teendeel bewys word. As ek bid vir iemand wat op 'n sterfbed lê, sal ek aanhou bid en vra, Here, bring genesing, totdat die teendeel bewys word. Maar as die dinge dan nie uitwerk soos ons dit graag wou hê nie, aanvaar dat dit het gebeur, God het toegelaat. En weet net dat God by jou is, en dat hy jou nie verlaat in daai tyd van hartseer of stryd wat jy beleef nie. Amen, kom ons bid saam. Here onse God, dankie vir al hierdie bevestiging in die woord uit, dat U vir ons is, en dat U sê, wie kan dan teen ons wees? Help vir ons om met hierdie gedagte dan, Here, die wêreld in te gaan en te gaan leef, elke dag. Dat ons ook soos Paulus kan sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dat ons een doel voor oë het, en dit is om U te volg en U te verheerlik, sodat U doel met ons ook kan bereik.
En Here, as hierdie slegte dinge dan met ons gebeur, bid ek dat U vir ons insig sal gee daarin. Here, dat U vir ons iets daarvan sal laat verstaan, maar dat ons absoluut sal beleef, U is by ons ook in daardie situasie. Dankie dat ons dit kan weet en dat ons dit kan beleef en kan vra dat U so saam met elkeen van ons sal wees, maak nie saak wat ook al gebeur nie. En daarom dankie Here dat ons kan bid. U het ook vir ons gesê, ons moet bid vir al hierdie dinge. Ons vra U dat U sal voorsien, dat U sal ingryp in plekke waar daar seer en hartseer is, waar dinge verkeerd loop. Here, dat U uitkomste sal gee, en ons doen dit, en ons het 'n hele lysie van mense wat siek is, en ons bid vir hulle, Here, dat U ook daar sal ingryp asseblief. Bid vir al die aktiwiteite van ons gemeente, dat U dit sal gebruik tot U eer. Ons is afhanklik van U. Ons wil niks doen sonder U, dat dit nie U wil is nie, Here. Alles op die pad vorentoe, nuwe kerkraadslede wat gekies moet word, dat U die regte persone voorsien. Here, dat U sal wees met 'n gemeentevergadering, dat U is met die bevestiging van Dominee Marius vorentoe. Dankie dat ons kan uitsien daarna, dat U vir hom gestuur het, en dat ons kan weet U het 'n doel met hom en Corlia, en hulle gesin ook hier, en dat U hulle sal gebruik tot U eer, ook nou daar in Esperance, as hulle besig is met die diens daar. Bid vir Dominee Pieter met verlof, Here, hou hulle veilig en bring vir hulle veilig terug. Maar ons bid vir elkeen van ons. U ken ons behoeftes, en ons vra dat U vir ons duidelik daarin sal lei en vir ons wys wat is die doel met al hierdie dinge en ook hoe ons moet optree met alles. Ons sal dan ook bid, Here, vir die kerk in Bali. Dankie dat ons so gereeld vir hulle kan besoek. Dankie dat ons soveel by hulle kan leer, maar dankie dat ons ook U woord kan gaan uitdra aan hulle. En daarom bid ons dat U self hierdie woord sal seën as ons gaan. Dat U elke optrede, Here, elke woord wat gespreek sal word, dat U dit sal seën en gebruik om 'n effek te hê vir die koninkryk. Dat ons maar net instrumente in die hand sal wees, maar ons bid vir 'n kerk daar wat nou deur moeilike tye gaan. Here, dat U vrede bring, dat U versoening bring waar daar dinge is wat seer maak en woelinge in die kerk veroorsaak, en dat daar 'n eenheid sal wees, want ons weet dit is nie U wil dat daar verskeuring moet kom nie. Asseblief, Here, ons pleit by U, gee U vrede, gee rustigheid, en maak maar net U wil bekend aan elke persoon ook daar, en gee dat die evangelie van Jesus Christus in Indonesië en in Bali nie skade sal lei ook deur die dinge wat gebeur nie. Here, en dan kom ons nou, ons bid vir 'n week wat voorlê. Elke dingetjie wat op ons pad gaan kom, laat ons dit sien vanuit U hand. Ons bid vir 'n wêreld wat in chaos is, dat U vrede sal bring, dat U maar net sal sorg, en dat die hele wêreld sal besef, dit gaan om God, gaan om U, en dat ons U sal dien en eer. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen. Dit is my goed dat ons altyd bely in wie glo ons. Nou hierdie geloofsbelijdenis wat ek vanoggend het is so 'n bietjie anders geskryf, maar dit is nog steeds die kernpunte. As ons elke week dieselfde woorde hoor, dan raak dit later soos 'n rympie en dan besef ons nie meer wat is dit wat ons regtig sê ons glo nie. Kom ons luister en sê dan dat jy ook glo hierdie. Ek glo dat God my Vader is, en dat my Vader die almagtige skepper van die hemel en die aarde is. Hy is God, nee. Ek glo dat Jesus Christus my enigste koning en verlosser is, en dat hy gesterf het, sodat my sonde vergewe kan word, dat hy uit die dood opgestaan het, sodat ek 'n nuwe lewe kan leef. Dat hy opgevaar het na die hemel om vir my by die Vader in te tree, en dat hy weer terugkom om alles volkome nuut te maak. En natuurlik te kom oordeel ook, nee, dit is tog duidelik. Ek glo dat die Heilige Gees aan my gegee is om my in die volle waarheid te lei en my aan God gehoorsaam
te maak. Ek glo dat ek in Christus deel is van die kerk en dat alle gelowiges my broers en susters is, saam met wie ek in liefde moet leef as die huisgesin van God. Ek glo dat ek in Christus 'n kind van God geword het, dat ek die ewige lewe ontvang het en eendag uit die dood sal opstaan om vir ewig in God se teenwoordigheid te lewe. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes as ons die kollekte opneem. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat U ons lewens ingryp. Here, dat U vir ons sorg en dat ons iets kan teruggee van dit wat U vir ons gee. Dankie Here dat ons finansies het. En ons besef dat die koninkryk, om dit uit te brei, is daar ook finansies nodig. En dankie dat ons kan gee. En ons sê dit vanmôre vir U. En ons vra dat U dit ook sal gebruik dan hierdie fondse tot U eer. Gee wysheid, Here, en gee dat die koninkryk daardeur gedien sal word. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Goed, ons slotlied wat ons gaan saam sing, blye versekering. Jesus is my, nee, ek behoort aan hom, nee. Dit is tog die groot boodskap en daarom het ons blydskap. Daarom blye versekering. Kom ons staan en sing saam. Blye versekering, Jesus is myn. Wat vreugde, eerlik en rein, wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Jesus, ewig sal weet, dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal weet. Volle berusting, hoe swaar my lot, verrukking, blye genot, engele wat herwas, boodskappe dra, tydings van liefde, vrye genade. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Dit is my roemtaal, dit
geloofsroep opwaarts gehou. Rus ek in Jesus se liefde en trou. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Loof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Loof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Loof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Loof wat ek Jesus ewig sal bied. Loof wat ek Jesus ewig sal bied. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met elkeen. Amen.